Môre julle. Die topik vir die dag wat ek kry is titels en posisies. So ek hoop julle almal kan my hoor, duidelik. Ek het lank geworstel met die een en ek voel regtig vandag en ek miskien dalk vir myself preek en toe ek die ding kry toe dog ek maar hoekom moet ek nou oor so iets praat? En ek moes ekstra dubbel seker lees wat lees ek die ding reg. Titels en posisies beteken niks sonder 'n omgee hart en liefde nie. Jy kan 'n leier, jy kan 'n werkgewer, jy kan 'n werknemer, ewen 'n dienskneg, 'n bedienaar of 'n apostel genoem word. Maar die hemel word nie deur titels beïndruk as die hart vergeet het hoe om lief te hê soos Jesus nie. 'n Platform kan jou sigbaar maak, maar net liefde maak jou Christus gelyk. Ware bediening word nie gemeet aan hoeveel mense jou hoor praat nie, maar aan hoeveel mense die hart van Jesus ervaar deur die manier waarop jy leef en mense behandel. Liefde word geopenbaar in 'n verborgde plek, in hoe jy reageer en optree tussen mense wat niks van jou kan terugdoen nie. En hoe jy reageer wanneer jy verkeerd verstaan word, en hoe jy teregwys ontvang, en hoe jy dien wanneer niemand hande klap nie, en hoe jy sagmoedig jy met seergemaakte harte omgaan. Enige een kan 'n titel van 'n posisie dra, om te sê jy het 'n hoë posisie aanstelling. Met die titel maak nie van jou 'n beter mens nie. Dis wat in jou hart en gedagtes omgaan. Men is bereid om die kruis van nederigheid te dra. Die hartseer waarheid is dat ons soms so besig raak om aandag te gee aan ons eie titel. Hoe om mense te lei, maar nie hoe om op ons knieë in berou neer te buig nie. Ons weet hoe om in die openbaar te wys wie en wat jy is vir mense, maar sukkel om in die geheim sag en liefdevol te wees. Maar Jesus het ons nooit gevra om mense te beïndruk nie. Hy het ons gevra om lief te hê. Aan die einde van ons lewe gaan die hemel ons nie vra hoe bekend ons geword het nie, of mense jy beïndruk het nie. Die hemel gaan vra, het jy lief gehad soos Jesus? Nou, julle kan die punte neerskryf, ek het so 6 punte hier gesit. Jesus se liefde vergewe. Hy het mense lief gehad, selfs wanneer hulle hom seer gemaak het. Ware liefde hou nie vas aan bitterheid nie. Jesus se liefde dien ander. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Liefde word gewys deur dade, nie net deur jou woorde nie. Jesus se liefde kyk na die hart. Hy het nie mense beoordeel volgens hulle verlede nie. Hy sien waarde waar ander net foute sien. Jesus se liefde is opofferend. Hy het sy lewe vir ons gegee. Liefde vra soms dat ons onsself prysgee. Jesus se liefde bring verandering. Wanneer ons sy liefde ontvang, begin ons anders leef. Ons harte word sagter teenoor ander. Jesus se liefde is sonder voorwaardes, nie net lief vir die wat vir ons goed is nie. Ons word geroep om selfs ons vyande lief te hê. Want sonder liefde word gawes net klinkende geraas. Sonder liefde word titels leeg.
Sonder liefde word posisie en hoë titel bloot 'n vertoning. 1 Korintiërs 13 vers 2. As ek die liefde nie het nie, is ek niks. Nie minder geestelik nie, nie onvolledig nie, niks. Johannes 4 vers 9 tot 10. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gestuur het. Titels sonder karakter beteken niks. Mense kan jou naam en posisie ken, maar God kyk na jou hart. 'n posisie is 'n verantwoordelikheid. 'n Leier in God se oë word gemeet aan liefde, nederigheid en diensbaarheid. Jesus is die voorbeeld. Hy het die hoogste posisie gehad, maar homself verneder om ander te dien. Die koninkryk werk anders as die wêreld. In die wêreld beteken grootheid dikwels om bo ander te wees. By Jesus beteken grootheid om te dien. Een posisie bring verantwoordelikheid. Hoe groter die invloed, hoe groter die verantwoordelikheid voor God. Een titel kan deure oopmaak, maar karakter bepaal of jy daaraan kan bly. Julle kan, as julle wil, kan julle die skrifte neerskryf wat daarby pas. Dis Filippense 2 vers 5 tot 8. Markus 10 vers 34 tot 45. Markus 10 vers 34 tot 45, ja? 2 verse 5 to 8. Johannes 13 vers 12 tot 17. Spreuke 16 vers 17. Dan is het Spreuke 16 vers 18. En julle almal dit? Dan dink ek is dit dan eers vir dit. Mense, ek wil vir julle vra asseblief, wees ernstig met die Here. Dis nie nodig, ek weet nie of julle ook voel soos wat ek voel nie, maar dis nie nodig om 'n bespotting te maak nie. Ons is veronderstel om hom te kan dien, soos wat hy ons gedien het. Hoekom kan ons dit nie doen nie? Hoekom kan ons ook nie 'n hart hê soos wat hy 'n hart het gehad het vir ons toe hy op aarde was nie? Raak ernstig met die Here. Ek het inteendeel het ek gister 'n vers gehad, ek wil net gaan my foon hê. Ek het gister 'n vers gehad, want ek actually vir julle neergeskryf het, en toe raak hy verlore, weet nie hoe nie. Ekskuus, ek wil hom net gou hierso kry.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle staande kan bly teen die slinkse planne van die duiwel. Die een wat ek nou doen. Trek ten volle die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle staande kan bly teen slinkse planne van die duiwel. Dis Efesiërs 6 vers 11. En dis 'n ding wat ek daagliks sien, so dis hoekom ek gister gedink het om daai vers neer te skryf, want die vyand is so lief om ons aan te val. Maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak hoe ons probeer verby die goed te kykie, hy val jou aan. Een oomblik as jy daar, en die volgende oomblik as jy hier, en die volgende oomblik as jy plat op die grond. En hy soek dit. Hoekom kan ons nie vasstaan in die woord nie? Ek is seker die laaste een om het te sê. Moenie die vyand die hand gee oor jou lewe nie. Sit jou probleme by Jesus se voete neer. Moenie na iemand anders se probleme kyk en dink, ja, maar joune is groter as myne nie. Dis nie rarig. Probeer vandag om net iemand langs die pad te stop en te sê, hoor, kan ek vir jou bid, kan ek 'n vers met jou deel? Dit is moeilik vir my om elke dag met julle 'n vers te deel, maar ten minste doen ek dit. Van my favorites. So, nee, ek maak 'n grap. Maar try asseblief. Okay. Woo!